Het jy nou al een van hierdie apps gebruik vir fiksheid, jy weet, om te kyk hoe jou hartklop en altyd. Ek is nogal so bietjie behept daarmee, moet ek sê. En werk dit vir jou? Ek meen, kan jy dit glo? Vertrou jy nog al die data wat dit vir jou bymekaar maak en Ek het dit vertrou tot onlangs toe ek gekyk het na die hoeveelheid slaap wat ek glo ingehaat het of ingekry het en toe wonder ek of my horlosie nie dalk 'n bietjie vervang moet word nie. Ja. Maar ja, nee, ek vertrou dit gewoonlik en dis maar al waarop 'n mens kan staat maak. kyk as ek my bril opstaan met jy weet, ek kom met 'n storie, maar hoor hierdie storie. Ernstig. Navorsing wys dat fiksheidstoepassings en allerlei dinge wat kalorieë tel en jou oefensessies monitor soms meer frustrasie as motivering bring. Gebruikers voel dikwels skuldig of gestres wanneer hulle hul daaglikse doelwitte nie bereik nie, met sommige doelwitte wat onrealisties of selfs ongesond is. 'n Studie aan die University College of London en Loughborough University het 58.881 plasings op X, wat voorheen natuurlik Twitter was, oor 5 gewilde fiksheidstoepassings ontleed en met behulp van KI is 13.800 negatiewe plasings raakgeloop en geïdentifiseer, waarin gebruikers gevoelens van skaamte, frustrasie en teleurstelling uitgedruk het. Sommige het gewaarsku dat die toepassings onrealisties of onveilige kalorieteikens aanbeveel. En die navorsers het gevind dat konstante herinneringe en waarskuwings emosionele spanning veroorsaak en dat tegniese foute gebruikers se motivering kan ondermyn. Kan jy daarmee identifiseer? Ja. Sommige gebruikers het gesê dat hulle oefen en die eetbesluite meer gedryf word deur negatiewe emosies as deur die begeerte om hul doelwitte te bereik. Wat 'n storie. Jy sien. En weet jy wat ek kan dit verstaan, want ek meen wanneer ek byvoorbeeld gaan draf en dit vat my, dit voel partykeer asof dit my langer neem, jy weet, om 'n sekere hoeveelheid kilometer in te palm. So dit gebeur en dan soms na die tyd as ek kyk en dink ek, ek gedink ek het beter gevaar, jy weet. So in jou geval is daar nie iemand anders in die huis wat jou horlosie kan leen of so op die hardloop nie. Jy weet, soos in die Koene se geval is daar dalk 'n tienerseun of so wat jou horlosie gebruik en dan die app se heeltemal deurmekaar maak. Maar jy het nie daai probleem nie. Ek het nie daai probleem nie. Dink jy dit is 'n moontlikheid of dink jy maar regtig 'n app is so ingestel, sy kop kan nie delete raak op 'n stadium nie? Nee, ek dink dit kan. Ek dink ons het ook mos nou al gesien met tegnologie en veral tegnologiese toestelle dat jy dit naderhand maar moet vervang, dink ek. En natuurlik ook iets soos die sagte ware, jy weet, ek dink dis iets waarvan 'n mens dikwels vergeet, om seker te maak dit word die hele tyd bygewerk. Update, sogenaamde updates. Maar nooit opgedateer nie, bygewerk. Daar sy, pragtig.